Goeiedag geliefdes, ons kyk vandag na die skuldoffers of die hersteloffers. In die 1983 vertaling word die woord skuldoffer gebruik. Ons kan ook van die hersteloffer praat, soos die 2020 vertaling dit vertaal. Kom ons lees nou Levitikus 6 vanaf verse 1 tot 7 uit die 1983 vertaling. Die Here het vir Moses gesê, dit kan gebeur dat iemand sondig en trouweloos handel teenoor die Here, deurdat hy sy volksgenoot bedrieg met iets wat in sy bewaring gegee of aan hom geleen is, of sy volksgenoot beroof of hom tekort doen. Of hy kry dalk iets wat weggeraak het, maar ontken dit en lê 'n vals eed af oor enige saak waarin 'n mens in die opsig sou kon sondig. As hy so gesondig en hom skuldig gemaak het, moet hy teruggee wat hy geroof het, of waarmee hy iemand tekort gedoen het, of wat in sy bewaring gegee was, of wat weggeraak het en deur hom gevind is, of wat ook al waaroor hy 'n vals eed afgelê het. Op die dag dat sy skuld bekend word, moet hy alles terugbetaal aan die persoon aan wie dit toekom, en hy moet nog 'n vyfde bysit. As skuldoffer bring hy vir die Here 'n ram sonder liggaamsgebrek uit die kleinvee trop na die priester toe, volgens die vasgestelde waarde. En die priester doen voor die Here versoening vir die skuldige en sy sonde word hom vergewe, hoe hy hom ook al skuldig gemaak het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wanneer Israel gesondig het en hulle hul sonde bely het, het God hulle vergewe. Maar sonde het 'n invloed op alles rondom jou. Dit kan eiendom beskadig en dit kan onkostes veroorsaak vir die mense teen wie jy gesondig het. Dit kan ook mense op baie maniere seermaak. Israel moes verstaan dat sonde gevolge het. Jy kan vergifnis kry, maar dit vee nie die skade uit nie. Die skuldoffer het gewys dat jy jou skuld moet betaal en regmaak. Byvoorbeeld, as jy iets steel, het die eienaar daardie item verloor. Hy moet 'n nuwe een koop. Wanneer jy skuldig bevind word aan hierdie misdaad, moet jy jou sonde bely. Maar die eienaar kan steeds nie die gesteelde item vervang nie. Dus, selfs al het jy dit per ongeluk gedoen, moet jy dit regmaak. Jy moet 'n ram na die tabernakel bring, of jy moet 'n ram by die priester koop. Jy slag dan die ram. Die priester spat die bloed teen die kant van die altaar en verbrand 'n deel van die ram op die altaar. Die res van die vleis is kos vir die priesters. Dit is 'n beeld van hoe jou skuld teenoor God betaal word. Maar jy moet ook regmaak met die persoon teen wie jy gesondig het. Jy moet die verlore item terugbetaal en 20% van die waarde byvoeg. Wanneer jy sondig deur die Here se gebooie te verbreek, moet jy steeds 'n ram bring, maar jy vervang niks of voeg niks by nie. Dit beteken nie dat so 'n oortreding nie ernstig is nie. Dit beteken dat 'n oortreding soos hierdie so ernstig is, dat dit nie eens gemeet kan word nie. Jy kan dit nooit terugbetaal nie. En jy is skuldig, selfs al het jy nie geweet dat jy 'n gebod verbreek het nie. Op hierdie manier het Israel geleer dat dit nie genoeg is om jou sondes met woorde te bely nie. Jy moet ook jou berou wys met jou dade. Hulle het ook geleer dat hulle God nooit vir hul skuld kan terugbetaal nie. Hulle het 'n verlosser nodig gehad om dit namens hulle te betaal. Dit is 'n ernstige saak wanneer 'n mens in die skuld is en dit nie kan terugbetaal nie. Sonde laat ons met skuld voor God wat geen mens kan terugbetaal nie. Maar Christus het gekom om vir al ons skuld te betaal. Jesaja het geprofeteer, maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Jesaja 53 vers 10. In Handelinge 8 verse 26 tot 39 word dit duidelik dat hierdie profesie oor Jesus Christus gaan.
Sy lewe het 'n skuldoffer namens ons geword. Jesus het gekom om die verhouding tussen God en sy volk te herstel. Maar dit was nie al wat hy gedoen het nie. Hy het nog 'n groter prys betaal. Ons kan sê dat hy die 5de deel bygevoeg het. Sy offer was meer as genoeg. Met sy offer het hy meer eer aan God gegee en meer seën aan mense. Jesus het gekom om 'n nuwe verhouding tussen God en gelowiges te skep. Terwyl ons op hierdie aarde leef, is hierdie verhouding nog nie volmaak nie. Maar ons kan reeds 'n wonderlike verhouding met ons Vader in die hemel hê. En ons het die vooruitsig om eendag 'n volmaakte verhouding met hom in die hemel te hê. In hierdie nuwe verhouding moet Christene vrug van hul bekering dra. Ons weet dat ons God nooit kan terugbetaal vir ons oortredings teen hom nie. Maar ons kan probeer om ons verhouding met die mense teen wie ons gesondig het te herstel. Dit is belangrik, want ons verhouding met mense is 'n beeld van ons verhouding met God. Die dinge wat jy glo oor jou hemelse Vader, sal sigbaar word in die manier waarop jy mense behandel. En daarom sê Jesus, wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer en gaan gee dan jou offergawe. Matteus 5 vers 23 en 24. Jesus sê as jy regtig dank aan God wil bring, moet jy eers alle kwessies tussen jou en jou broers en susters in die kerk oplos. As jy glo dat God jou vergewe het en dat daar vrede tussen jou en hom is, moet jou lewe dit wys. Jy moet ander vergewe en jy moet in vrede met hulle lewe. Wanneer jy besef dat jy verkeerd teenoor iemand opgetree het, probeer om die skade te herstel. Dit gaan nie altyd oor geld nie. Dit kan ook 'n verhouding wees wat herstel moet word. Soms moet jy jou foute teenoor ander erken en hulle om vergifnis vra. Ons kan die skaduwee van Jesus Christus in al die Levitiese offers sien. Aan die begin van Levitikus kon Moses nie die tent van ontmoeting binnegaan nie. Maar toe hulle die offers gebring het, kon hy ingaan. Deur die offers leer God ons hoe dit vir mense moontlik is om hom te aanbid en hom te ontmoet. Dit is slegs moontlik as God dit self moontlik maak. Jesus het al die offers vervul. Hy het homself aan God toegewy en dit moontlik gemaak dat ons God kan ontmoet. Dit is waarop die brandoffer wys. Hy het die volmaakte lewe geleef en nou kan ons hulde aan God bring. Dit is wat die graanoffer wys. Omdat hy vrede tussen God en die mens gemaak het, het ons die Heilige Gees ontvang en kan ons 'n wonderlike verhouding met God hê. Dit is wat die maaltydoffer wys. Hy het vir ons sondes betaal en ons is vergewe. Dit is wat die reinigingsoffer wys. En hy het ons skuld betaal om 'n beter verhouding tussen God en ons medegelowiges te skep. Dit is wat die skuldoffer wys. Dit is die evangelie in Levitikus. Jesus het dit moontlik gemaak dat ons God kan ontmoet, dat ons hom kan aanbid en dat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Kan jy nou verstaan waarom die Jode hul kinders al op 'n jong ouderdom uit Levitikus geleer het? Omdat God sy volk liefhet, roep hy gelowiges. Hy nooi hulle in sy teenwoordigheid. Hy leer ons hoe om hom te aanbid. En al bring ons nie meer offers nie, kan ons die skaduwee van Christus daarin sien. Ons sien dat ons 'n offer van 'n verlosser nodig het. Ons leer dat ons Jesus nodig het en dat God deur hom dit moontlik gemaak het dat ons 'n verhouding met hom kan hê. Wees bly oor die genade wat God vrylik aan ons gee. Kyk na hierdie skaduwee van ons verlosser en sien hom raak. Glo in hom en aanbid hom met jou hele lewe. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons besef dat ons sonde gevolge het. In die eerste plek veroorsaak dit dat ons by U in die skuld is. Maar ons sonde kan ook ons naaste skade aandoen en maak dat ons by hulle in die skuld is. Vergewe ons sondes
En dankie dat ons kan weet dat Jesus Christus ons skuld by U betaal het. En leer en lei ons om die skade wat ons vir ons naaste veroorsaak, ook reg te maak. Ons doen voorbidding vir ons hospitale, vir ons private hospitale en ons staatshospitale. Ons bid ook vir al ons mediese personeel. Seën hulle werk, geef hulle wysheid daarin en ook die middele wat hulle nodig het om ander in nood te kan help. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.